Goeiedag luisteraars en baie welkom by Joy radiostasie. My naam is Jaco Pieter en vandag neem ek jou op 'n reis deur die wêreld van emosionele intelligensie en hoe geesgedrewe keuses jou daaglikse lewe kan vorm. Jy is dalk slim, maar is jy wys met jou emosies? Is jy slim wanneer dit kom by jou emosionele reaksies? Ons lees in Spreuke 4 vers 7, die wysheid kom eerste. Sorg dan dat jy wysheid bekom. Gee alles wat jy het om insig te verkry. Ek wil hierdie weer herhaal. Spreuke 4 vers 7, die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom. Gee alles wat jy het om insig te verkry. Met dit in gedagte, gaan ons nou kyk na die vraag wat emosionele intelligensie is. Emosionele intelligensie beteken om emosioneel volwasse te wees. En dit is 'n begrip wat vir ons almal baie bekend is en elkeen van ons weet wat emosionele volwassenheid is en hoe ons as emosionele volwasse mense op te tree en hoe ons behoort op te tree. Ek wil vir jou 3 dinge noem wat ons vandag kan gebruik as merkers om te dink oor emosionele volwassenheid en dan ook aan ons eie lewe te kyk as ons onsself evalueer hoe ons daarin vaar. Die eerste eienskap van emosionele volwassenheid is om jou emosies te verstaan. Om te verstaan hoe jou emosies werk, om te verstaan hoe jou emosies jou beïnvloed, om te verstaan waar die emosies vandaan kom, maar ook om te verstaan hoekom die emosies daar is. Dit is die eerste been van emosionele volwassenheid. Die tweede een is dat jy hierdie emosies beheer met selfbeheersing. En wanneer ons sê ons is emosioneel volwasse, moet ons die vermoë hê om ons emosies te kan beheer. En die beheer waarvan ons praat is selfbeheersing. En selfbeheersing, weet ons, is deel van die vrug van die gees. So ons kan ook sê dat emosionele volwassenheid en geestelike volwassenheid hand aan hand gaan. En wanneer ons geestelik volwasse is, dit ons ook sal help om emosioneel volwasse te wees. Maar wanneer ons geestelik onvolwasse is, gaan dit ons nie eintlik regtig kan help om emosioneel volwasse te wees nie. So daar is vir my persoonlik 'n sterk verband tussen geestelike en emosionele volwassenheid. Maar wat vir ons belangrik is vandag is dat die geestelike volwassenheid ons help om ook in ons emosionele lewe, ons emosionele komponent volwasse te word, want geestelik volwasse mense weet wat die regte gedrag is en daarom kan ons dit beheer. Die derde punt is dat ons emosies kan gebruik om mense en situasies beter te hanteer, om op 'n beter manier met mense te praat, om 'n beter manier met mense te handel. Dink aan die volgende voorbeeld. Jy kry iewers dalk 'n sarkastiese opmerking van iemand af, jy voel gekrenk of jy voel dalk kwaad, maar iemand wat emosioneel volwasse is, antwoord met kalmte en met insig. En dit laat my dink aan Jakobus 1 vers 19 tot 20. Laat elke mens baie vinnig wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om kwaad te word, want die toorn van 'n mens bewerk nie die geregtigheid van God nie. Met ander woorde, wanneer ons kwaad word en optree vanuit ons woede, is ons eintlik besig om sonde te doen. En dan is daar niks geregtigs daaraan nie, want daardie gedrag is onaanvaarbaar. In Prediker 7 vers 9 lees ons, moenie gou in jou gees ontstig word nie, want ergernis rus in die boesem van dwaase. Nou, met dit in gedagte, kom ons kyk na ons 2 hoofreaksies wat ons het in ons brein. Die een is ons vinnige emosionele sentrum. Die tweede een is ons logiese beplanningssentrum. Ons vinnige emosionele sentrum is baie keer die oorsaak daarvan dat ons te vinnig besluite neem, te vinnig impulsief dinge doen, wat later in ons lewe vir ons negatief beïnvloed. Of ook op die kort termyn met verhoudings vir ons die lewe moeilik kan maak. Ons logiese beplanning is natuurlik dit wat ons in plek sit en wat logies sin maak en wat regtig prakties werkbaar is. Dink aan Petrus byvoorbeeld wat vir Jesus sê,
dat hy altyd by hom sal wees, maar in 'n oomblik van vrees, emosioneel, glad nie slim optree nie, want die vrees neem sy logika oor. Maar na Pinkster, wanneer die Heilige Gees hom beheer, sien ons hoe hy duisende mense weer toespreek en hoe hy vir die Here begin werk. En dit bring ons by 2 Timoteus 1 vers 7. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En dit moet vir ons vandag help om te verstaan hoe belangrik dit is dat ons onsself moet beheer, want die krag van die Heilige Gees en die liefde van die Heilige Gees is in ons lewe. En daarom kan ons eie emosies beheer. Ons lees in Spreuke 29 vers 11, 'n dwaas kan natuurlik uiting gee aan dit wat sy gees ontstig, maar 'n wyse hou dit in en kalmeer dit en beheer dit. So in Spreuke leer ons wat dit beteken om dit met wysheid te doen en met wysheid op te tree. En ons kan dan ook in ons eie lewe vandag bietjie daaraan dink, want ek dink ek en jy, soos wat ek hier gesels, besef ek dat hierdie nie eintlik so maklike ding is om ons emosies sommer net te beheer nie. Nou, intelligensie vertel vir ons wat ons weet. Emosionele intelligensie wys hoe jy leef. En dit is belangrik vir ons om dit vandag mooi te verstaan. So intelligensie vertel vir ons wat ons weet, maar emosionele intelligensie wys hoe jy leef. Dink aan Saul, die koning met status, maar wat emosioneel onstabiel was. Dink aan Dawid, 'n man na God se hart, wat wys hoe hy sy situasies hanteer. En elke keer wanneer hy fouteer, maak hy sy verhouding met die Here weer reg. So dit laat ons nou dink aan ons eie lewe. Dink byvoorbeeld ook, ek dink nou sommer aan 1 Korintiërs 13 vers 2, al het ek al die kennis, maar ek het nie die liefde nie, dan is ek niks nie. En Jakobus 3 vers 13 dink ek ook aan, wees wys en verstandig onder julle. Laat hy of sy dit toon deur goeie gedrag, deur dade, in sagmoedigheid en wysheid. Met al hierdie in gedagte, wil ek vir jou nou verduidelik wat die 5 pilare van emosionele intelligensie is. So emosionele intelligensie wys hoe jy leef en intelligensie vertel vir ons wat ons weet. Nou, die eerste pilaar van emosionele intelligensie is om jou emosies te erken, om jou emosie te kan identifiseer, om binne elke tipe situasie te weet watter emosie dit is, hoekom die emosie daar is, van waar af die emosie kom en dan veral wat die emosie aan jou doen en wat die impak van die emosie op jou is. En ons kan nie sommer net ons emosies vrye teels gee nie. Daarom is dit belangrik dat ons vir onsself ook moet vra, hoekom voel ek so? Waar kom hierdie vandaan? Baie keer kan ons sommer net sê, ek weet nie hoekom nie, maar ek voel sleg. Maar dit gaan ons nie eintlik help om mooi te verstaan nie, want selfbewustheid is ook geestelike volwassenheid, om bewus te wees van jou eie emosies. En dit gaan ons dan ook help dat ons in sekere situasies, dink maar aan jou eie lewe, hoe ons in sekere situasies al weet wat ons emosies gaan wees as ons in 'n sekere situasie instap. Dink byvoorbeeld aan 'n emosie van angs, of dink aan 'n emosie van vrees, of dink aan 'n emosie van opgewondenheid. So dink aan die verskillende emosies wat jy tog klaar in jou lewe weet, jy gaan ervaar in sekere situasies, want dit gaan jou baie slimmer maak. Nou, in Psalm 139 vers 23 tot 24 lees ons, deurgrond my o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, kyk of daar by my 'n weg is van smart, maar lei my op die beproefde pad, lei my op die regte pad. In Spreuke 20 vers 5 lees ons in die 53 vertaling, raadsla in die hart van 'n mens is soos diep waters, maar 'n verstandige mens leef anders. Dink aan die volgende voorbeeld. Jy kan dalk jaloers voel
of jy het al jaloesie in jou lewe ervaar. Maar agter jaloesie lê daar eintlik 'n onvervulde verwagting of 'n behoefte aan erkenning. So vir ons om ons emosie te erken, gaan ons baie help. Dit bring ons by die tweede pilaar van emosionele intelligensie, en dit is om jou emosies te bestuur. Jy beheer nie wat jy voel nie, maar jy kan beheer hoe jy reageer. En daarom is dit vir ons so belangrik in ons lewe om seker te maak dat ons beheer het oor ons emosies, dat ons nie die emosies net vrye teels laat gee nie. Maar daarom is dit so belangrik gewees in die eerste plek om ons emosies te leer ken, sodat ons dit in die tweede plek kan bestuur. Want ons kan nie net toelaat dat woede ons oorneem, of dat jaloesie ons oorneem, of vrees, of haat, of angs nie. Ons moet ook op die punt kan kom waar ons hierdie emosies bestuur op so 'n manier dat ons daaruit lewe kan kry, of dat ander mense daaruit voordeel kan trek. Met ander woorde, die emosie kan nie ons baas wees nie. Die emosie kan nie die beheer van ons lewe bepaal nie. So ons moet versigtig wees om onsself oor te gee aan 'n emosie op so 'n manier dat die emosie ons bestuur. So die tweede pilaar van emosionele intelligensie is dat jy jou eie emosies moet bestuur. In Efesiërs 4 vers 26 tot 27 lees ons: As jy kwaad word, moenie sondig nie. Moenie die dag afsluit in 'n toestand van woede nie, en moenie aan die duiwel 'n vatplek gee nie. Spreuke 16 vers 32: Hy wat geduldig is beter as 'n held, en hy wat sy gees beheer, as een wat 'n stad inneem. Dink aan die verhaal van Josef. Josef wat in sy lewe 'n wit broodjie was en deur sy pa voorgetrek was, is later deur sy broers verkoop en hy is in Egipte in 'n tronk gesit en hy het 'n klomp slegte dinge in sy lewe ervaar. Josef kon bitter geraak het. Josef kon op die punt gekom het dat hy nooit sy broers wou vergewe nie. Hy kon op die punt kom wat hy vir sy familie wrok in sy hart mee rondgeloop het teenoor hulle, en dit kon gebeur dat hy hulle gehaat het. Maar tog lees ons dat Josef vrede gekies het, want ons lees in Genesis 45 dat hy vir sy broer sê, dit is nie julle wat my verkoop het nie, maar God wat my gestuur het. En dan op so 'n manier bestuur Josef sy lewe, sy emosie, en dit help dan vir hom dat hy reg optree. En dit is vir ons ook so belangrik dat ons soos Josef ons emosie kan bestuur, deur op 'n ander manier na die emosie te kyk, deur op 'n ander manier te kyk na ons situasie of na ons probleem. Want wat Josef gedoen het, is hy het nie vasgeval in die verkoop van die oortreding wat sy broers teenoor hom gehad het deur dat hulle hom verkoop het nie, maar hy het geskuif in sy gedagtes en gesê, dit is God wat hom gestuur het. Dit is die Here wat hom soontoe gestuur het met 'n plan, sodat daar kos kan wees en dat die mense genoeg kos kan hê om te eet. Die derde pilaar van emosionele intelligensie is selfmotivering. Nou, ware motivering kom van binne. Die wete dat jy leef en werk vir Christus. En as ons onsself motiveer, dan moet ons onsself motiveer vir die regte gedrag. Ons kan nie net onsself motiveer om ons emosie te bestuur of te erken nie. Ons moet onsself ook motiveer om reg op te tree, om gehoorsaam te wees aan die Here, om op te tree soos wat die Heilige Gees ons lei, om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees, om nie op te tree met iets wat in stryd is teen die Heilige Gees nie. En daarom moet ons ook alles wat ons doen moet ons doen van harte vir die Here, soos vir die Here en nie vir mense nie. En dit is Christus in ons wat ons hiermee gaan help. So dink aan jou eie lewe, aan voorbeelde waar jy jouself al dalk meer as eenmaal moes hard aan werk om jouself by die regte gedrag te kry.
Ek dink sommer nou in Filippense 3 vers 14 waar Paulus skryf, ek span my in om by die wenstreep te kom. Die hemelse beloning waartoe God my in Christus Jesus roep. En dit is vir ons ook so belangrik dat ons onsself motiveer om op die regte manier te lewe, om op die regte plekke te fokus, om in die regte rigting in te werk en om te volhard in ons optrede en in ons gedrag. Dink aan die volgende voorbeeld, jy werk bietjie agter die skerms, niemand sien jou raak nie, maar jy weet God sien jou. En so 'n voorbeeld kan ons help dat ons ook sien hoe ons onsself kan motiveer om nog steeds voort te gaan, om op te tree en te lewe en te werk soos wat die Here van ons vra. Die 4de pilaar van emosionele intelligensie is empatie. Dis nie simpatie nie. Simpatie is om saam mense te huil. Empatie is om in ander mense se skoene te staan, om te weet waardeur ander mense gaan, om 'n begrip te hê vir hulle situasie. Empatie beteken ook om die emosie in ander mense raak te sien, om die emosie in ander mense te erken, om die emosie in ander mense te verstaan. Ons het net nou begin met die eerste pilaar van emosionele intelligensie wat gegaan het oor dat jy jou eie emosies moet erken. Hier by die 4de pilaar gaan dit daaroor dat jy emosies in ander mense moet raak sien. Dat jy ook moet erken dat ander mense se emosies eg is. Maar wanneer jy nie jou eie emosies ken nie, gaan jy sukkel om emosies in ander mense raak te sien. Gaan jy sukkel om empatie vir mense te hê wat deur moeilike situasies gaan. In Romeine 12 vers 15 lees ons, wees bly saam met die wat bly is, huil saam met die wat huil. 1 Petrus 3 vers 8, wees eensgesind, vol medelee, broederlik lief, barmhartig en nederig. So, ons moet leer dat ons medelee kan toon, want medelee is die tipe empatie wat ons nodig het om mense te verstaan, om regtig vir mense tot diens te kan wees, om regtig daar te kan wees vir mense en om mense te kan help. Ons lees ook natuurlik van die barmhartige Samaritaan en ons kan mooi sien in die verhaal van die barmhartige Samaritaan hoe empatie gelei het tot aksie en hoe die Samaritaan dan vir die persoon help. En dit kan ons ook inspireer in ons lewe om te gaan terugkyk. Miskien was daar al so 'n stadium in jou lewe wat jy deur empatie vir iemand baie beteken het. Maar jy kan ook verseker weet dat wanneer jy regtig met empatie na mense kyk, jy ook vir die Here baie meer effektief kan werk en dat jy ook dan met baie wysheid 'n goeie besluit kan neem oor hoe jy die mense wil help. Die 5de pilaar van emosionele intelligensie gaan oor verhoudingsbestuur. Dit gaan daaroor dat jy, wanneer jy die emosie in ander mense nou raak gesien het en erken het en verstaan het, dat jy kan weet hoe om reg op te tree teenoor die ander persoon, op so 'n manier dat jy met die persoon kan kommunikeer, dat jy die verhouding kan bou. Dit gaan dan wees wysheid van die Here. Dit gaan wees insig. Die wyse mens weet hoe om vrede te bewaar sonder om die waarheid te verloor, het iemand gesê. En daarom kan ons dan, wanneer ons, nadat ons empatie getoon het, regtig mense se situasies ook beter verstaan. Maar nie net beter verstaan nie, ons kan ook mense help om hulle eie lewens beter in te rig, hulle eie emosies beter te verstaan. Ons lees in Efesiërs 4 vers 2 tot vers 3. Wees altyd nederig, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Doen julle uiterste bes om die eenheid wat die Gees bewerk het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. En daarom weet ons ook dat wanneer ons deur die pilare van emosionele intelligensie gaan, dat ons op die einde wil by die punt kom dat ons met vrede met mense kan lewe, in vrede. Romeine 14 vers 19 skryf Paulus, laat ons dan ons daarop toespits om dinge te doen wat die vrede bevorder
en wat die eenheid onder mekaar opbou. Dink byvoorbeeld aan 'n moeilike kollega by die werk of 'n moeilike situasie waarin jy jouself bevind of in jou verhouding, hoe jy dan gesprek kies bo isolasie. En dit is waaroor die 5de pilaar van emosionele intelligensie gaan, verhoudingsbestuur. Dat ek eerder wil klem lê op die herstel van verhoudings, op die beskerming van verhoudings, voordat ek net op myself wil fokus. So in kort, kom ons kyk weer na die 5 pilare van emosionele intelligensie. Ek het in die eerste plek gesê, erken jou eie emosie, weet waar dit vandaan kom, hoekom dit daar is, wat dit aan jou doen en so aan. En toe het ons gesê in die tweede plek, gaan dit oor die bestuur van jou emosie, om seker te maak dat daar selfbeheersing is, wanneer dit kom by die emosies. In die derde plek het ons gesê, handel dit oor selfmotivering, en die selfmotivering gaan daaroor, dat jy jouself wil kry op die punt dat jy reg optree, en daardie regte optrede is dan die optrede wat gelykvormig moet wees aan die woord van die Here. In die vierde plek het ons gesê, erken emosies in ander mense, sien emosies in ander mense raak, of om eenvoudig net empatie met ander mense te hê. Dis die vierde pilaar van emosionele intelligensie. En dan laastens het ons gesê, gaan dit oor verhoudings, en dat jy in vrede met mense moet leef. Maar nie net dit nie, dat jy verhoudings ook moet beskerm, en moet seker maak dat jou verhoudings gesond is. Nou, ons gaan dit verder neem, want emosionele intelligensie en emosionele volwassenheid is baie belangrik. Maar dis ook belangriker, dat jy geesgedrewe keuses maak, nadat jy nou emosioneel slim geword het. Jy is nie net jou emosies nie, jy is 'n nuwe skepping, jy is 'n wedergebore kind van die Here, en jy word gelei deur die Gees van God. En daarom moet jou gedrag ook wys dat jy van die Heilige Gees afhanklik is, en dat jy aan die Heilige Gees gehoorsaam is. So ons is nie net emosies nie, ons is nie net emosioneel volwasse nie, maar ons word ook gelei deur die Heilige Gees, sodat ons die regte keuses kan maak. Want die keuses word gebou op wat ons weet, op wat ons voel, en hoe ons na die lewe kyk. En wanneer ons dit wat ons weet volmaak met die evangelie, dan sal dit oorloop na dit wat ons voel toe, en ons elke keer weer help om ons emosies ook op so 'n manier te bestuur, dat die Here daardeur verheerlik sal word. In Galasiërs 5 vers 22 en 23 lees ons, maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, geloof, sagmoedigheid en selfbeheersing. En almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God, lees ons in Romeine 8 vers 14. 'n Voorbeeld hiervan natuurlik is wanneer ons na Jesus kyk. Geesgedrewe lewe sien ons by uitnemendheid by Jesus Christus, die Seun van die lewende God, op die kruis, vol pyn, maar met vrede in sy woorde, Vader, vergewe hulle. En ons kan nie 'n beter voorbeeld kry van 'n geesgedrewe aksie as wat ons kry by Christus nie. En daarom kan ons strewe om soos Jesus te wees. Daar's baie in die evangelies wat ons leer van hoe Jesus met geesgedrewe optredes gelewe het. En ons kan in ons lewe daarna strewe om Jesus te volg. Nou kom ons kyk net na 'n paar praktiese wenke om jou emosionele intelligensie te ontwikkel. Begin jou dag in stilte en in die woord van die Here. En maak seker dat jy in afhanklikheid van die Heilige Gees ook jou emosies onder die woord van die Here inbring. Maak jou emosies en gedagtes gehoorsaam aan Christus. Dit gaan jou help om dalk notas te neem, 'n emosionele joernaal op te stel, waarin jy bietjie skryf hoe jy voel en waardeur jy gaan, wat gebeur, totdat jy dit vir die Here kan gee. Want as jy dit goed verstaan, dan kan jy dit verwoord soos wat die psalmskrywers in die psalmbundel hulle emosies
teenoor die Here verwoord het. Dink aan Psalm 42 waar die digter skrywe: Waarom buig jy jou so neer, my siel? Jy moet op die Here vertrou. Jy moenie knak nie. Dink ook aan hoe hy skryf, hy soek na die Here. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag hy na die Here. Dink aan Psalm 22, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver, as ek om hulp roep? En daar is soveel ander psalms waarin die skrywers hulle emosies verwoord en dit na die Here toe bring. Dink aan Dawid, Psalm 31, vers 6, Vader, in die hande gee ek my gees oor, want Here het my vrygemaak. En dan Psalm 32 wat gaan oor die suiwerheid van sy gees en hoe bekommerd hy daaroor is dat daar dalk geestelike bedrog is. En ons lees ook in die psalms dat hy skryf, weerhou my van geestelike bedrog. Psalm 51, waar hy sy sondes teenoor die Here bely en verwoord wat sy probleme is en sy bekommernisse is en sy vrese is. So vra die Heilige Gees om jou te help om jou emosies te verwoord. Vra die Heilige Gees om jou te help dat jy jou emosies kan beheer, dat jy met selfbeheersing kan optree. Vra die Heilige Gees om jou te help om reg op te tree, om vooraf te beplan om die regte gedrag te toon, dat jy jouself kan motiveer om gehoorsaam te wees aan die Here. Vra die Heilige Gees dat jy ook in jou verhoudings met mense, die persoon sal wees wat die vredemaker is, die persoon sal wees wat die verhoudings in stand hou, die persoon sal wees wat Psalm 19 vers 14 sal bid, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welgevallig wees voor U, o God, my rots en my verlosser. En dan kan ons nou begin om te sê, goed, kom ons sluit af vandag se program, want jy het nou insig ontvang vandag, en daarom kan jy vandag 'n doelbewuste besluit neem om te sê, ek wil die wysheid kies, ek wil die lewe kies, en dit is wat ons lees in Deuteronomium 30 vers 19, wanneer Moses sê, ek hou vandag die lewe en die dood voor julle, kies dan die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. So vertrou op die Here, want hy is die een wat jou paaie vir jou gelyk sal maak. Dankie Here dat ons weet dat U die een is wat vir ons help. Dankie Here dat U vir ons emosioneel volwasse maak, dat U ons geestelik volwasse maak, dat U vir ons deur U Gees lei en vir ons deur U Gees help. Ons loof en prys U vir U grootheid, U almag en U teenwoordigheid in ons lewe, en help vir ons dat ons emosies kan erken en verstaan en bestuur, en help vir ons asseblief dat ons reg optree, dat ons ander mense mooi sal verstaan en ook teenoor hulle reg sal optree. En dankie dat ons dit alles kan bid en vra in Jesus se naam. Amen. Jy moet 'n wonderlike dag verder hê, tot volgende week.